Israel het hul redding op die verkeerde plekke gesoek. Hulle het volgens Romeine 10 vers 3 al nie gesteer aan God se manier waarop hy mense wil vryspreek nie. As die Here Jesus volgens Matteus 21 vers 1 tot 11 op 'n donkie Jerusalem binnery, word hy as die seun van Dawid wat kom in die naam van die Here geloof. Kort daarna, as die Here Jesus nie 'n aardse koning soos Dawid wil wees en 'n opstand teen die Romeine wil lei nie, begin hy volgens Matteus 27 vers 23 uitroep dat die Here Jesus gekruisig moet word. Selfs die disippels het gedink Jesus gaan 'n aardse koning wees. Daarom vra Jakobus en Johannes volgens Markus 10 vers 35 tot 37 vir die ereplekke langs sy troon as hy as koning heers. Al vra selfs in Handelinge 1 vers 6 vir Jesus kort voor sy hemelvaart, of hy nou die koninkryk van Israel gaan oprig. Die mense van Israel het heeltemal iets anders gesoek as wat Jesus voorgekom het. In Romeine 11 vers 7 tot 10 hoor ons dat dit wat Israel gesoek het, hulle nie gekry het nie. Die uitverkorenes het dit gekry. Al redding en verlossing was nie op die plekke wat hulle dit gesoek het nie. Israel het al teen God verhard. In die Ou Testament lees ons dikwels dat Israel teen God verhard en hul redding op ander plekke gesoek het. God het hul dan deur baie moeilike tye, selfs ballingskap, teruggeroep. Paulus haal dan tekste uit die Ou Testament aan om te vra dat die Here teen Israel sal optree om hul tot bekering te roep. Hul rug moet voor die Here buig sodat hulle na God kan terugkeer. Paulus se hart is die redding van Israel. Daarom wil hy hê dat God hom moet terugbring na hom. Ons soek ook dikwels ons uitkoms en redding op ander plekke as by God. Dis gevaarlik. Met die ballingskap het die mense van Israel alles verloor. Sien jy kans dat die Here ook deur oordeel jou na hom moet terugroep?